Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons digitale erediens vanoggend. Jesus sê vir ons, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Genade en vrede van God die Skepper, van Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, God het ons gegroet. Kom ons antwoord op God se groet deur saam te sing uit Gesang 190. Geliefdes, God weet dat ons sonder God se hulp rigtingloos swerwe. Daarom gee God vir ons verskillende wette om as rigtingwyser te dien. Hoor die wet soos wat dit vervat word in Sagaria 7 vers 8 tot 11. Die woord van die Here het ook tot Sagaria gekom. So het die Here die Almagtige gesê, laat reg geskied aan almal, bewys liefde en barmhartigheid aan mekaar. Moenie die weduwee en die weeskind, die vreemdeling en die arme verdruk nie. Moenie bose planne teen mekaar bedink nie. Maar die volk het geweier om daarop ag te slaan. Hulle was moedswillig, hulle het hulle doof gehou. Met die aanhoor van God se wet kan ons nie anders as om te erken dat ons daagliks teenoor God en ons medemens sondig nie. Kom ons bely saam ons skuld. Here, ons staan in skaamte voor U. Ons het foute gemaak en van U weg vervreemd geraak soos verlore skape. Ons het te veel en te gereeld ons eie behoeftes en belange voor enige iets anders gestel. Ons het dinge gelos wat ons moes doen en dinge gedoen wat ons eerder moes los. Voor U en saam met die medegelowiges bely ons gebrokenheid en sondige natuur. God verseker vir ons deur die dood van Jesus Christus dat daar vir elkeen van ons redding is. In Romeine 10 vers 9 tot 10 staan daar: As jy met die mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en word ons gered. Laat ons geloof as volg bely.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. God se liefde en genade vir ons strek verder as die hoogste berge en die diepste see. Kom ons jubel tot God se eer deur saam te sing uit Gesang 245. Kom ons bid saam. Here, U weet alles van ons af. Of ons sit en of ons staan, of as ons net oor iets dink, weet U dit. Ons is so dankbaar vir U trouheid en U liefde. En daarom weet ons dat ons ook vanoggend tot U kan bid en kan vra, om ons harte rustig te maak en ons gedagtes stil, sodat ons deur U woord en deur die prediking U wil kan ken. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend saam uit Johannes 1, vanaf vers 43 tot 50. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Die volgende dag het Jesus besluit om Galilea toe te gaan, en toe hy Filippus teekom, sê hy vir hom, volg my. Filippus was afkomstig van Betsaida, die tuisdorp van Andreas en Petrus. Filippus loop toe vir Nathanael raak en sê vir hom, ons het hom gevind van wie Moses in die wet geskryf het, en ook die profete, Jesus wat van Nasaret kom, die seun van Josef. En Nathanael vra hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Filippus sê vir hom, kom kyk.
Jesus het Nathanael na hom sien aankom en sê toe van hom, kyk, hy is waarlik 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom, waarvandaan ken u my? Jesus het hom geantwoord, nog voordat Filippus jou geroep het, toe jy daar onder die vyeboom was, het ek jou gesien. Toe antwoord Nathanael hom, Rabbi, u is die seun van God. U is die koning van Israel. Jesus antwoord hom, glo jy omdat ek jou gesê het, dat ek jou onder die vyeboom gesien het? Jy sal nog groter dinge sien. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor en daarvolgens lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vanaf Kersfees tot net voor lydenstyd vier ons Epifanie. Die woord Epifanie beteken verskyning of openbaring. Meer spesifiek het Epifanie te maak met God wat God self openbaar deur die geboorte van Jesus Christus. Die gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, pas mooi netjies in by hierdie tema. Jesus besluit om na Galilea te gaan en dit is hier waar hy vir Filippus skryf. Die 2020 vertaling praat van Jesus wat Filippus teekom. Nie een van die twee woorde dra die betekenis van die oorspronklike Griekse teks mooi oor nie. As ons die Afrikaanse teks net so lees, klink dit asof Jesus per toeval vir Filippus kry of teekom. Ons, wat amper 2000 jaar later hierdie verhaal lees, weet dat daar nie iets soos toeval in Jesus se woordeskat is nie. Dis nie dat Jesus vir Filippus kry nie, maar dat Jesus hom wil kry. Filippus het 'n doel waarvoor God en Jesus hom uitverkies het. Filippus word een van Jesus se 12 disippels. Filippus kies sonder huiwering om Jesus te volg wanneer Jesus sê, volg my. Soos wat Jesus vir Filippus gekry het, kry Filippus dan ook vir Nathanael. Opgewonde deel hy die nuus. Hulle het Jesus, die een van wie daar in die wet geskryf is en waaroor die profete gepraat het, gekry. Nathanael se reaksie is baie anders as die van Filippus. Hy spring nie op en gaan dadelik na Jesus toe nie. Inteendeel, vra hy amper sarkasties of daar iets goeds uit Nasaret kan kom. Hy glo nie vir 'n oomblik dat die Messias uit die klein dorpie van Nasaret gaan kom nie. Nathanael is van 'n ander klein dorpie met die naam Kana, en die twee dorpies was moontlik ook in kompetisie met mekaar. Dit lyk asof Nathanael die lewe met 'n skeptiese lens benader. Hy is agterdogtig oor meeste van die dinge in die lewe. Ons sien dit nie net in hierdie gedeelte waar hy en Filippus met mekaar gesels nie, maar ook later, wanneer Jesus hom uitken as 'n Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. In plaas daarvan om hierdie waarheid oor homself te aanvaar, wil hy eerder net weet waar Jesus hom leer ken het. Maar in 'n enkele verse tyd verander daar iets by Nathanael. Ons weet nie presies wat dit is nie, want die teks sê niks van wat in Nathanael se gedagtes of hart aan die gang is nie. Dalk was dit Jesus se verwysing na die vyeboom, of die feit dat Jesus hom as mens raak sien. Al wat ons met sekerheid weet, is dat hierdie skeptiese man, na Jesus se woorde,
in 'n gelowige man verander het. Nathanael beleef sy eie epifanie, op 'n besondere manier, op 'n manier wat slegs hy verstaan, openbaar Jesus homself aan hom. En omdat hy vir Jesus gesien het, is hy ook verander. Die een wat gevra het of daar dan iets goeds uit Nasaret kan kom, noem vir Jesus Rabbi, die naam wat vir leermeesters gegee is, wat die Torah of die wet vir ander gelees en uitgelê het. Seun van God, 'n term vir iemand wat naby aan God is en 'n spesifieke doel het om te verrig. Koning van Israel, wat dui op sy heerskappy. Al drie hierdie terme het die potensiaal om lewensveranderde gevolge te hê. Rabbies deur onderrig en leiding, die Seun van God deur die gaping wat tussen God en mens bestaan kleiner te maak, en die Koning van Israel wat met geregtigheid heers. Wanneer God self deur Jesus aan Nathanael openbaar, beleef hy iets nuuts wat ewe skielik vir hom sin maak. Hy sien in Jesus die belofte van God wat waar word, en dit verander sy lewe. Daar is nie net 'n belofte nie, maar hoop, omdat God se belofte waar geword het. Nathanael is 'n baie meer komplekse karakter as wat ons dalk aan die begin gedink het. Tradisioneel sou hy seker ook as bietjie van 'n slegte ou gesien word, omdat hy nie soos Filippus dadelik geglo het en sonder huiwering vir Jesus gevolg het nie. Ek dink nie dat ons so vinnig moet wees om mense, of dit nou die mense van die Bybel, of die mense rondom ons is, te oordeel nie. Vanoggend wonder ek eerder met watter een van hierdie twee disippels, Filippus of Nathanael, ons die meeste kan identifiseer. Natuurlik is die maklike en vrome antwoord Filippus. As ons egter na die wêreld kyk en die omstandighede waarin ons self bevind, dink ek dat baie meer van ons met Nathanael identifiseer, al wil ons dit nie hardop erken nie. Ons vra nie noodwendig soos Nathanael of daar iets goeds uit Nasaret kan kom nie. Maar ons vra wel, kan daar iets goeds uit hierdie land kom? Kan daar iets goeds uit die Grendeltyd kom? Kan daar iets goeds uit ons eie lewens uitkom? Is die tye waarin ons leef maklik, alles behalwe? Beteken dit dat daar nie goeie dinge uit minder aangename en onsekere omstandighede kan kom nie? Beslis nie. God plaas ons nie in moeilike en onsekere omstandighede nie. Maar God kry wel 'n manier om God self aan ons in hierdie tye te openbaar. In sulke tye kan ons nog steeds 'n epifanie beleef. Die vraag is net of ons reg is en of ons onsself oopstel vir hierdie soort ontmoeting met God. Die wêreld is vol van mense wat skepties is oor 'n klomp dinge. Om skepties te wees oor dinge is nie op sigself verkeerd nie. Om skepties te wees oor iets beteken nie outomaties dat 'n mens sê iets bestaan nie. Dit soek 'n manier om sin te maak van die dinge wat nie sin maak nie. Net so is om vrae te vra oor God en ons geloof
nie 'n sonde nie. Dit maak ook nie van ons slegte gelowiges nie. Inteendeel kan ons vra oor en ons worsteling met God ons na 'n meer intieme verhouding met God lei. God het ons geskape met die vermoë om te kan dink. Ons kritiese denke is nie die vyand nie. Sir William Ramsay was 'n apteker wat edelgasse ontdek het en ook 'n Nobelprys daarvoor ontvang het. Hy is grootgemaak deur sy ouers wat albei ateïste was en was daarom self ook 'n ongelowige. Hy was vasbeslote om te bewys dat die Bybel, wat hy die boek van fabels genoem het, nie histories korrek was nie en daarom ook nie geloofwaardig is nie. Met hierdie doel in gedagte het hy begin om argeologie te studeer. Na sy studies het hy Palestina toe gegaan en gefokus op die boek van Handelinge. Hy was vas oortuig dat hy deur middel van kritiese wetenskap sou kon bewys dat die boek niks meer as 'n mite is nie. Na 25 jaar se harde werk en navorsing, wat reise na Asië en die Midde-Ooste ingesluit het, was Ramsay verstom oor hoe histories akkuraat die Nuwe Testament was. In sy soeke om te bewys dat die Bybel histories onakkuraat en ongeloofwaardig is, het hy presies die teenoorgestelde ontdek. Met hierdie bewyse kon hy nie anders as homself te begin glo nie. Dit het Ramsay meer as 25 jaar gevat om tot geloof te kom. Vir Nathanael het dit 'n rukkie gevat, en vir Filippus het dit dadelik gebeur. Dit maak nie saak hoe 'n mens tot geloof kom nie, hoe lank of hoe kort die tydperk was nie. Wat saak maak, is dat ons tot geloof kom. Nathanael was skepties, ja. Maar in sy skeptisisme ontmoet hy vir Jesus op 'n ander manier. Hy glo nie dadelik nie, maar later wel. Hy glo nie net nie, maar word een van Jesus se disippels en volg so in sy voetspore. Saam met Jesus en die ander disippels verkondig hulle uiteindelik dat Jesus die Messias is. Deur hulle sien die wêreld iets van God se liefde. Deur hulle stories kom ander tot geloof in Jesus Christus. Deur hulle bereidwilligheid om te volg, beleef ander ook hulle eie epifanie. Hoe volg ons vir Jesus in hierdie tyd? Hoe wys ons dat daar wel iets goeds uit die tyd kan kom? Sien ander iets van Jesus in ons eie optredes? Die voordeel daarvan om met nog 'n predikant getrou te wees, is dat 'n mens lekker idees by mekaar kan kry. So het ek hierdie week 'n baie oulike vergelyking by Dirk geleer. Ons is almal nou baie goed bekend met 'n virus. En natuurlik het 'n virus altyd negatiewe konnotasies. Dit versprei op verskillende maniere, meestal deur naby iemand te wees wat die virus het. Dit werk op onsigbare maniere wat ons nie altyd verstaan nie. Nie almal het dieselfde simptome of reageer dieselfde daarop nie. Maar wat as ons vanoggend aan 'n virus op 'n ander manier, meer positiewe manier as 'n mens dit so kan noem, dink? Hierdie nuwe virus se naam is evangelie. Dit versprei deur kontak of van mens tot mens. Wanneer ons na mekaar se stories luister
en mekaar se menswaardigheid raak sien. Dit werk op onsigbare maniere. Dit doen iets aan ons harte en daardeur beleef ons ook ons eie epifanie. God verskyn aan ons op 'n manier wat ons verstaan. Dit lei tot bepaalde simptome, om in Jesus Christus se voetspore te volg en om liefde te leef. Anders as die aardse virusse wat ons ken, wat verwoesting en onsekerheid saai, gee hierdie virus hoop en lewe. Dit verseker ons dat God ons raak sien en belangrik genoeg ag om ons te wil kry, net soos wat Jesus vir Filippus gekry het. Dit klink na die tipe virus wat die wêreld nou nodig het. Skepties of nie, van kleintyd af gelowig of eers later bekeer, nooi Jesus vir ons. Kom, volg my. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Here, daar is soveel dinge waarvoor ons vanoggend dankie kan sê. Dankie dat U ons wil kry. Dankie dat U aan ons kritiese denke gegee het. En dankie dat U aan ons openbaar op maniere wat ons verstaan. Ons weet, Here, dat ons baie keer onseker en negatief is, veral met die virus wat ons lewens so omver gewerp het. Help ons, Here, om nie vas te klou aan hierdie aardse virus nie, maar om ook te onthou dat daar iets anders is wat vir ons hoop gee. 'n virus wat nie verwoesting bring nie, maar hoop, U evangelie. Mag ons dit in die wêreld uitdra en so in U voetspore volg en liefde leef. Amen. Geliefdes, ons slotsalm vanmôre is Gesang 308. Neer my lewe, laat dit hier U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neer my hande maak sterk, diensbaar in U goeie werk. Neer my voete skoei hier, met bereidheid tot U eer. Neer my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat na U vraag. Neer my goud en silwer hier, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon,
ontvang nou die seën van God. Mag ons gaan na waar Jesus ons roep om hom te volg. Mag ons God se evangelie verkondig. En mag die Heilige Gees ons die moed gee om beide te doen. Amen.